Welkom by hierdie Simple Science Potgooi. Vandag kyk ons na momentum en impuls. Dis mos daai graad 12 fisika werk, kwartaal 1. En ja, dis baie belangrik vir jou eindeksamen, die NSS. Ons plan is om so bietjie deur die hoofpunte te gesels, te kyk hoe dit alles, jy weet, in mekaar pas en ook hoekom dit eintlik nogal nuttig is om te verstaan. Ons gebruik sommer insigte uit die KBV, die riglyne en jou studieboeke. So, kom ons spring weg. Eerste vraag. Wat presies is momentum? Goeiedag. Ja, momentum. Dink daaraan as hoeveel oomf 'n bewegende ding het. Heel eenvoudig, dis die voorwerp se massa maal sy snelheid. Ons gebruik die simbool P, so P is m maal v. Maar die belangrike ding hier, dis 'n vektor. OK, 'n vektor, so die rigting maak saak, net soos by snelheid. Presies. Die rigting is net so belangrik soos die grootte, die spoed. Dit help ons verstaan wat gebeur as goed bots of, ja, jy weet, uitmekaar spat. Reg, soos 'n groot vragmotor wat stadig ry teenoor 'n klein, vinnige cricketbal. Al is die bal vinniger, het die trok dank meer momentum as gevolg van sy massa. En die rigting waarin hulle gaan tel, ek verstaan. Jep, presies. En momentum kan natuurlik verander. As die snelheid verander, verander die momentum ook. Dan praat ons van 'n verandering in momentum, delta P. Dis die massa maal die verandering in snelheid, m maal delta v. En hier word dit nou regtig interessant. Dit sluit direk aan by Newton se tweede wet. Wag 'n bietjie. Newton se tweede wet. Is dit nie F netto is gelyk aan m maal a nie? Dis hoe ek dit onthou. Dis die een wat almal ken, en dis reg, maar dis eintlik 'n spesiale geval. Die meer volledige weergawe sê dat die netto-krag op 'n voorwerp gelyk is aan die tempo waarteen die momentum verander. So F netto is delta P gedeel deur delta T. Jou F netto is m maal a, werk net as die massa konstant bly. Jy weet, die kernidee is jy het 'n netto-krag nodig om momentum te verander. As daar geen netto-krag is nie, wel, dan bly die momentum net soos dit is. Aha, so F is ma is die kort pad as die massa nie verander nie. Dit maak sin. So as 'n krag nou momentum oor 'n tydperk verander, wat noem ons daai interaksie? Daai krag oor tyd ding. Wel, dit noem ons impuls. Dis die produk van die netto-krag in die tydsduur, die tyd waarvoor daardie krag werk. Impuls is F netto maal delta T. OK, impuls. En hoe sluit dit nou weer aan by momentum? Daar's die impuls-momentum-stelling. Dit sê baie eenvoudig. Die impuls wat op 'n voorwerp toegepas word, is presies gelyk aan die verandering in daardie voorwerp se momentum. So, F netto maal delta T is gelyk aan delta P. So dieselfde verandering in momentum soos om 'n kar te stop, kan gebeur met 'n groot krag vir 'n kort rukkie? Of 'n klein krag vir 'n langer tyd. Presies. En dis waar die praktiese toepassings inkom, né? Veral vir veiligheid. Soos lugsakke en sitplekgordels? Jap. Lugsakke, sitplekgordels, krekelsones in motors. Selfs wanneer jy spring en jou knie buig as jy land. Hulle almal werk op dieselfde beginsel. Hulle verleng die kontaktyd, die delta T. Ek sien, as die delta T groter is, maar die totale verandering in momentum, delta P, dieselfde bly, jy stop steeds, dan moet die netto-krag, F netto, mos kleiner wees. Dis nogal slim. Dis so. Kleiner krag beteken minder impak, minder ernstige beserings. Dit is fascinerend hoe so 'n basiese fisieke beginsel, jy weet, letterlik lewens kan red. Dis baie cool. Nou, wat van daai ideale situasies in handboeke waar daar geen eksterne kragte soos wrywing is nie? Wat gebeur dan? Dan praat ons van 'n geïsoleerde stelsel. En in so 'n stelsel geld 'n baie belangrike wet, die wet van behoud van momentum. Dit sê dat die totale momentum van alles in daardie stelsel voor 'n interaksie, sê maar 'n botsing of ontploffing, presies dieselfde is as die totale momentum na die interaksie. So die som van al die momentum voor is gelyk aan die som van al die momentum na. Presies. Ons skryf dit as som van P voor is gelyk aan som van P na. En dan onderskei ons ook tussen tipes botsings. Ja, elasties en onelasties, né? Korrek. By elastiese botsings word beide momentum en kinetiese energie behou. Dink aan perfekte biljartballe wat perfek weerkaats. Dis maar skaars. By onelastiese botsings word momentum steeds behou,
maar kinetiese energie nie noodwendig nie. So, waar gaan daai energie heen? Dit word omgeskakel na ander forme, hitte, klank, of dit gaan in die vervorming van die voorwerpe. As goed aan mekaar vassit na 'n botsing, is dit altyd onelasties. Die meeste botsings wat ons sien, is eintlik onelasties. Goed, dit maak sin. Nou, as ons dink aan die eksamen, waar moet leerders spesifiek versigtig wees met hierdie werk? Wat is die algemene foute? Nommer 1, sonder twyfel, rigting. Momentum is 'n vektor. Jy moet 'n rigting as positief kies, sê nou maar regs is plus, en dan moet jy daai tekens plus of minus reg gebruik vir al jou snelhede. As jy dit vergeet, gaan jou antwoord verkeerd wees. Reg, so wees konsekwent met rigting en tekens. Wat nog? Eenhede. Massa moet altyd in kilogram wees, snelheid in meter per sekonde ms minus 1. Baie vraag jy massa in gram, jy moet dit eers omskakel na kilogram voordat jy dit in die formules gebruik. Dis 'n maklike plek om punte te verloor. En as hulle vra of 'n botsing elasties of onelasties was? Dan moet jy die kinetiese energie gaan bereken. Bereken die totale kinetiese energie van alles voor die botsing, dan bereken jy die totale kinetiese energie na die botsing. As daai twee waardes dieselfde is, was dit elasties. As die energie na die botsing minder as voor, dan was dit onelasties. Nuttige wenke, dankie. En onthou seker maar daai basiese probleemoplossingsstappe. Teken 'n skets, kies rigting, skryf neer wat jy het en wat jy siek, kies die regte formule. Presies, daai stappe help jou om die probleem sistematies aan te pak. OK, kom ons probeer vinnig opsom. Momentum is massa maal snelheid, is 'n vektor, so rigting is baie belangrik. Impuls is netto krag maal tyd en dit veroorsaak 'n verandering in momentum. Newton se tweede wet in sy volle glorie sê F netto is die tempo van momentum verandering. Ja, en in geïsoleerde sisteme bly die totale momentum konstant, dis behoue. Dit help ons verstaan hoe dinge soos ligsakke werk, deur die kontaktyd te verleng om die krag te verminder. Reg. Nou ja, hier's iets om oor te wonder. Ja. Jy het gesê kinetiese energie word nie behou in onelastiese botsings nie. Dit word omgeskakel. Maar energie self word mos altyd behou, né? Die wet van behoud van energie. Dis korrek. Energie as geheel bly behoue. So, die vraag is, waarheen presies gaan daardie verlore kinetiese energie in, sê maar, 'n karbotsing? En dink jy ons sal ooit 'n manier kan kry om daardie energie, wat nou meestal as hitte of vervorming verlore gaan, 100% op te vang en miskien selfs nuttig te gebruik tydens die botsing? Dis 'n baie interessante vraag om oor te dink. Die fisika sê die energie is daar, maar om dit prakties te herwin in daardie breekdeel van 'n sekonde, dis 'n groot ingenieursuitdaging. Inderdaad. Iets om oor te pyns. Goed, baie dankie en vir almal wat luister, sterkte met die voorbereiding vir die NSS-eksamen. Oefen daardie probleme. Totsiens vir nou. Totsiens.